Welkom by ons aanlyn diens. Ons sluit vandag ons reeks Soort van Christen af. En indien jy nuut is hier by ons, baie welkom. Weet ook dat jy die preeknota onder aan die beskrywing van hierdie video kan kry. Dis nou indien jy vandag se boodskap kyk op YouTube self. Daar onder in die beskrywing sal jy dan die preeknota kan kry. Nou ek wil vinnig begin met 'n storie vanuit my kinderdae uit. Toe ek ongeveer so 12 jaar oud was, het my oupa en ouma, ek het baie by hulle gaan kuier daar in die strand waar hulle gebly het en hulle het 'n vyeboom gehad daar in hulle agterplaas. Nou ek wil sê in my 12-jarige kop was my oupa en my ouma, hulle was stokoud, nee. Ek weet nou vandag, hulle was waarskynlik nie so oud soos wat ek gedink het nie, maar wanneer jy 12 is, dan lyk enige iemand wat koffie sonder suiker drink of nuus kyk, koerant lees en dinge sê soos toe ons jonk was, nee, sulke mense lyk vir jou antiek. Maar hulle het hierdie vyeboom gehad en elke jaar, wanneer daardie boom begin blare maak, dan het ek gedink, hierdie jaar gaan ons regte vye kry, nee, lekker vye. Nie sommer net vye nie, ek praat van daardie mooi, groot, sappige vye wat jy amper op 'n bord wil sit en net vir mense wys voordat ons dit nou eet, nee. Maar sien, die probleem was, niemand het eintlik daardie boom mooi versorg soos 'n boer dit sou versorg nie. Hy is nie reg gesnoei nie. Hy is nie werklik reg opgepas nie. Daar was nie regtig gekyk na hom vir peste en siektes en enigiets soos daai nie. Hy het maar net daar gestaan daar in die agterplaas en hy het gedoen wat hy maar gedoen het en wat hy kon gedoen het met wat hy gehad het. En ja, die vyeboom het vrugte gedra. Ek het van hulle geëet, maar kom ons sê net, daai was nou nie presies Woolworths standaard vye nie. Hulle was klein. Hulle was nogals hard en party het nie regtig lekker gesmaak nie. Van hulle was almal so suur, nee. En as jy 12 jaar oud is, jy verwag mos baie van so 'n vrugteboom. Jy dink as jy 'n vyeboom is, dan moet jy mos vye maak wat lekker is. Dit is net wat 'n vyeboom moet doen. Maar daardie boom, nee, hy het meer beloof as wat hy gelewer het. Van 'n afstand het dit gelyk soos 'n vrugbare boom. Hy het baie blare gehad, hy het soos 'n vyeboom gelyk, hy het op die regte plek gestaan, maar wanneer jy nader gekom het, was daar nie werklik vrugte op daai vyeboom nie. Daar was nie die vrugte wat jy gehoop het daar sou wees nie. En ek dink, dis nogals 'n baie sterk prentjie van iets wat geestelik met baie van ons kan gebeur. Daar's baie mense wat hulle self Christene noem. Hulle glo dalk in God, hulle gaan dalk selfs kerk toe, hulle ken dalk die regte woorde, hulle maak die regte klanke, die regte geluide, hulle tel hulle hande op in die kerk as hulle sing, hulle weet wanneer om amen te sê op die regte oomblik in 'n preek, hulle weet dalk hoe om Christelik te klink. Maar wanneer die mense nader aan hulle lewens kom, soos ek nader aan hy vyeboom gekom het, nee, dan is daar nie werklik baie geestelike vrug nie. En nie net dat daar min vrug was nie, dis soms dat daar net selfs die teenoorgestelde vrug op hierdie mense se lewens is, die teenoorgestelde tipe vrug is wat die Gees in ons lewens wil produseer. Byvoorbeeld, in plaas van liefde, wat sien mense baie keer? Jy sien selfsug. In plaas van vreugde, sien mense baie keer frustrasie. In plaas van vrede, sien mense baie keer angstigheid. As jy nader kom, sien jy hierdie persoon is eintlik angstig. In steede van geduld, is daar baie keer ongeduld. Ja, vriendelikheid, in steede van vriendelikheid, sien ons baie keer dat mense is hard. Nou, hierdie is mense wat sê hulle is Christene. In plaas van sagmoedigheid, sien ons baie keer dat mense het 'n skerp tong. Hulle sny met hulle monde. Ander voorbeeld sou wees, in plaas van selfbeheersing, sien ons mense wat baie keer net doen wat hulle wil, wanneer hulle wil. En dit bring ons by die groot vraag waarmee ons vandag moet worstel. Wanneer mense naby aan my lewe kom, dis die vraag, sien hulle net blare of sien hulle die vrug van Jesus? Want God se woord is vir ons so duidelik. Mense wat Jesus volg, behoort vrug te dra. Nie fisiese vrug soos appels of pere of vye nie, nee, of perskes nie, nee, ons moet geestelike vrug dra. Die tipe vrug wat wys dat Jesus nie net iets is wat ek bely nie, maar iemand is in wie ek bly. Ek is in hom. Kyk gou wat sê Johannes 15 vers 5. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan sê Jesus die volgende in vers 8, juis hierin word my Vader verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Met ander woorde, Jesus sê, my Vader word verheerlik wanneer julle baie vrug dra. En dan sê hy iets baie belangrik. Hy sê, daardie vrug wat ons produseer, wat ons wys, wat ons dra, dit wys vir die wêreld dat ons werklik sy disippels is. Met ander woorde, dis nie ons woorde nie, dis nie ons kerkbywoning nie, dis nie ons kennis van die Bybel nie, dis nie ons Christelike taal nie,
maar is die vrug van julle lewens, ons lewens wat dit wys. Jesus sê ook vir ons in Matteus 7 vers 16, aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van doringstruike of vye van dussels nie, net so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Geliefde, met ander woorde, Jesus sê, mense sal jou nie net ken aan wat jy sê nie, maar eintlik aan hoe jy leef. En dit is waar Christene dit soms mis, waar ons dit verkeerd kry. Ons dink soms die doel is om meer Christelik te lyk, né? Net 'n klomp blare. Maar Jesus roep ons nie om meer Christelik te lyk nie. Jesus roep ons om in hom te bly. Ons moet in hom wees, want wanneer ons in hom bly, begin ons lewens sy vrug dra. So vandag wil ek wil jou nie vra, lyk jy godsdienstig nie? Ek wil eerder vra, sien mense Jesus se vrug in jou lewe raak? Sien jou familie dit? Jou kollegas, sien jou kinders dit raak in jou lewe? Sien jou huweliksmaat dit in jou lewe? Sien mense dit wanneer jy onder druk is? Sien mense dit wanneer jy nie jou sin kry nie? Daai is nogals belangrik. Baie keer kry ons nie ons sin nie, dan raak ons nikkerig, ons raak moeilik, dan produseer ons ander tipe vrug, die verkeerde vrug. Sien mense dit wanneer jy teleurgesteld is? Want die toets van geestelike volwassenheid is nie net wat ek bely wanneer ek in die kerk is nie, of wanneer ek tussen ander gelowiges is nie. Die toets is watter vrug my lewe dra wanneer mense naby genoeg kom om daaraan te proe. Kom ons begin gou met hierdie waarheid. Mense ken jou nie net aan jou belydenis nie, hulle ken jou aan jou vrug. Ek wil sommer uitdaag, dit gaan op die skerm wees. Sê dit gou saam met my. Mense ken jou nie net aan jou belydenis nie, hulle ken jou aan jou vrug. Met ander woorde, geliefde, dit beteken nie ek en jy, ons is perfek nie. Dit beteken nie jy gaan nooit 'n slegte dag of 'n afdag hê nie. Dit beteken nie jy gaan nooit verkeerd optree of verkeerd praat of moontlik verkeerd reageer nie. Daar is sulke dae. Ons almal gaan deur dit. Maar dit beteken wel dat as ek en jy regtig aan Jesus verbind is, behoort daar oor tyd 'n sigbare verskil in ons lewens te wees. Daar behoort iets van Jesus in my woorde te wees, iets van Jesus in my houding, in my reaksies, in my verhoudings met ander mense. Daar moet iets van Jesus wees in my besluitnemingsproses en hoe daai besluite dan uitgevoer word. Daar moet iets van Jesus wees in die manier hoe ek met mense werk. 'n Boom wys wat hy is deur die vrug wat hy dra. 'n vyeboom dra vye. 'n Appelboom dra appels. En 'n lewe wat in Jesus bly, behoort die vrug te dra wat Jesus in ons produseer. Paulus omskryf vrug vir ons so in Galasiërs 5, is so 'n bekende gedeelte. Ek lees vir julle so in Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Nou kom ons kyk gou vinnig na hierdie lys, né? Kom ek sê hulle weer. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, die ander twee is sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die vrug van die Gees. Die realiteit is, daar is ook 'n ander tipe vrug wat soms in ons lewens sigbaar word. 'n Tipe vrug wat nie van die Gees van God af is nie. Dis inteendeel, dis nie geestelike vrug nie. Dis die vrug, soos die Bybel sê, die vrug van die vlees. Jy sien, waar die Gees van God liefde produseer, produseer die vlees selfsug. Waar die Gees van die Here vreugde produseer, produseer die vlees frustrasie. Waar die Gees vrede produseer, produseer die vlees angstigheid. Die Gees produseer geduld, die vlees produseer ongeduld. Waar die Gees vriendelikheid in ons lewens produseer, produseer die vlees van ons, dit produseer hardheid, né? Waar die Gees goedheid produseer die vlees weer slegte houding en slegte gesindheid. Wanneer die Gees van God getrouheid in ons lewens produseer die vlees ontrouheid of disloyaliteit. Waar die Gees van God sagmoedigheid produseer, losmaak in ons lewens, dan kom die vlees en dit maak by ons 'n skerp tong, 'n harde manier. Ons laaste een is waar die Gees van God selfbeheersing produseer die vlees toegewing aan elke liewe vleeslike begeerte. Nou kom ons wees eerlik. As ek na hierdie twee lyste kyk, gees teen vlees,
Ek sien myself soms, is ek in beide, ek is soms in albei. Daar's oomblikke wat ek liefhet soos Jesus, en dan is daar oomblikke waar ek selfsugtig is. Daar's oomblikke wat ek enorme vrede ken en beleef, en dan is daar oomblikke waar ek kort af is. Ek is gespanne en my ongeduld manifesteer. Daar's oomblikke waar ek sag is, en dan is daar oomblikke waar my woorde harder uitkom as wat dit moes, as wat dit nodig is. Dan moet 'n ou na die tyd om verskoning vra. Die gevaar is dat ons altyd 'n verskoning het, en hier is die groot gevaar, ons het altyd 'n verskoning vir ons slegte vrug, vir daai slegte gedrag. Jy sien, wanneer ons slegte vrug dra, dan sien ons dit dadelik in ander mense. Ons sê, daardie persoon is ongeskik. Daardie persoon is selfsugtig, daardie persoon is bitter. Ja, is hom 'n bitter mens daai. Daardie persoon is hard en moeilik. Yes, nee. Maar wanneer ek en jy slegte vrugte dra, dat ons mos 'n rede, nee, wat jou rede is. Myne is baie keer, ek is net moeg. Ek is maar net onder druk. Ek het net so baie dinge in die gang, jy weet, besig, so ek is maar net bietjie meer druk as normaal. Jy weet, daai mens moet mens nie so hanteer het nie, of ek is nie verkeerd nie, ek is net eerlik, jy weet, ek is net 'n reguit mens, ek sê maar net 'n ding soos hy is, ek is nie hard nie, ek staan net vir waarheid, ek is nie 'n bitter mens nie, ek is net diep teleurgesteld. Jy sien, ek sit met hierdie wond, en ek is onreg aangedoen, of wag, beste een, ek skinder nie, ek deel net 'n gebedsversoek. En geliefde, dis waar baie Christene dit soms mis. Ons leer hoe om die vlees geestelik aan te trek. Ons kleer hom in, ons maak hom mooi. Ons leer hoe om lelike vrug mooi name te gee. Ons kan skinder, en dan noem ons dit net, weet jy wat, ek is net bekommerd oor daai persoon. Jy weet, dis hoekom ek my net wil uitvind wat gaan eintlik aan. Ons kan soms wetties en veroordelend wees, en dan noem ons dit net, weet jy wat, ek staan net vir heiligheid, né? Soms is ons bitter, dan sê ek net, weet jy wat, ek is geregverdig in my woede en my kwaad. Jy sien, ons kan sê, ek kan nie dien nie, ek kan nie gee nie, ek kan nie beskikbaar wees nie, want jy weet, ek moet vir myself uitkyk, is Saterdag, ek is moeg, die Engelsman praat van self-care. Nee, nou moet jy my mooi hoor, geliefde, hoor my mooi. Daar is 'n gesonde plek vir rus, daar is 'n gesonde plek vir grense, vir boundaries. Daar is 'n gesonde plek om nee te kan sê, want ons moet kan nee sê. Maar daar is ook 'n manier hoe ons soms selfsug net mooier probeer laat klink. En Jesus, dis die ding, Jesus het ons nie geroep om die vlees mooi aan te trek nie. Jesus het ons geroep om die vlees te kruisig. Ek wil jou uitdag, sê dit saam met my, Jesus het my nie geroep om my vlees mooi aan te trek nie, hy het my geroep om dit te kruisig. Paulus sê vir ons in Galasiërs 5:24, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogtige en begeertes gekruisig. Met ander woorde, Jesus wil nie net hê ek en jy moet beter lyk aan die buitekant nie, hy wil ons van binne af buitentoe verander. Hy wil nie hê ek moet 'n Christelike taal aanleer nie, hy wil hê ek moet die karakter van Jesus Christus in my lewe dra, dit moet geproduseer word, dit moet wys. Hy wil nie hê ek en jy moet lyk soos 'n mens met baie blare nie, nee, geestelik ingekleed aangetrek nie, nee, hy wil hê my en jou lewe moet vrug produseer. En dit bring vir ons vandag by twee baie belangrike vrae. En ek wil hê jy moet nie hierdie vrae vir iemand anders te antwoord nie, nee, jy moet nie nou dink aan jou man of jou vrou of jou kind of jou vriend, jou kollega of daai een persoon wat jy wens vandag hier was om hierdie boodskap te hoor, en jy kan hom altyd vir hom sommer aanstuur. Maar in elk geval, laat die Heilige Gees vandag met jou praat. So is jy reg vir dit. Hier's die eerste vraag. Hoe tevrede dink jy is God met die kwaliteit van jou vrug? Met ander woorde, nie net dat jy vrug dra nie, maar watter tipe vrug dra jy? Is daar liefde, vreugde, vrede, is daar geduld, is daar vriendelikheid, ek is weer in Galasiërs se vrugte, is daar goedheid, is daar getrouheid, is daar sagmoedigheid, is daar selfbeheersing? Is daai vrugte daar? Wanneer mense jou by die werk ervaar, proe hulle vir Jesus. Wanneer jou gesin jou by die huis ervaar, nadat jy die dag gewerk het, jy stap by die huis in, wat beleef hulle? Sien hulle vir Jesus, proe hulle vir Jesus. Wanneer jy in verkeer is, wanneer jy moeg is, wanneer jy teleurgesteld is, wanneer jy nie jou sin kry nie, proe ander mense vir Jesus. Geliefde, hoe tevrede dink jy is God met die kwaliteit van die vrug wat jy in jou lewe dra, wat jy produseer? Tweede vraag, en hier is hy, hoe tevrede dink jy is God met die hoeveelheid van jou vrug? Met ander woorde, is hierdie vrug net soms sigbaar, net wanneer dinge goed gaan?
Net wanneer mense vriendelik is met jou, dan is jy terug vriendelik, dan is jy terug mooi en jy het selfbeheersing. Wanneer jy uitgerus is, wanneer jy in die kerk is, of is daar 'n groeiende oorvloed van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Is daai goeders daar in jou lewe? Kyk wat sê Jesus vir ons in Johannes 15 vers 8. Hy sê verder: "Juis hierin word my Vader verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is." Nie net 'n bietjie vrug nie, hy sê baie vrug. Nie net af en toe liefde nie, dit sê 'n lewe wat toenemend lief het. Nie net af en toe geduld nie, 'n lewe wat al hoe meer geduldig word. Dit is groei, dit is meer vrug. Nie net vrede wanneer alles goed gaan nie. Dit praat van 'n vrede wat staande bly, wat solid is, selfs al gaan dinge moeilik en loop dinge skeef. Nie vriendelikheid teenoor mense wat vir jou goed is nie, of wat jy iets uit kan kry nie. Vriendelikheid wat selfs sigbaar is teenoor mense wat jou frustreer. En as jy soos ek is, dan voel jy dalk nou, Here, ek het baie verbetering nodig. Daar is soveel ruimte vir verandering en groei. En dis waar ons baie versigtig moet wees. En ek wil jy moet nou regtig oplet. Want die oomblik wat ons besef, ons vrug is nie wat dit moet wees nie, is ons eerste instink gewoonlik, okay, ek moet nou harder probeer, ek moet nou beter doen, ek moet myself nou regkry, fokus, kom ons kry hierdie ding reg, ek moet meer geduldig word, ek moet net meer geduld, miskien moet ek meer liefdevol wees, en meer selfbeheersing, natuurlik, geliefdheid is belangrik, daar is enorme plek, en is 'n ritme vir my en vir jou om gehoorsaamheid te beoefen. Natuurlik moet ek en jy kies om die regte ding te doen. Natuurlik moet ons elke keer nee sê vir sonde. Maar hier is die beginsel. Jesus wys vir ons iets baie dieper. Jesus sê nie, ek is net 'n inspirasie wat julle moet inspireer en dan moet julle maar net op julle eie probeer nie. Hy sê nie, ek is 'n voorbeeld en julle moet dan net my voorbeeld volg en dit beter doen nie. Nee, kyk wat sê hy hier in vers 5. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle absoluut niks doen nie. Nou, kom ons maak die spelers in hierdie beeld, hierdie gelykenis gou duidelik. Nee, kom ek verklaar dit net lekker. Wie is Jesus? In hierdie gelykenis, Jesus is die wingerdstok. Wie is ek en jy? Wie is ons? Ons is die lote. Nou, ek wil jou, kyk gou, ek gaan vir jou op die skerm sit. Kom sê hierdie saam met my. Jesus is die wingerdstok, ek is die loot. Sê dit nog een keer. Jesus is die wingerdstok, ek is die loot. Wat gebeur wanneer 'n loot aan die wingerdstok verbind bly? Wat is die resultaat van daai verbintenis? 1. Die loot dra vrug. Nie omdat die loot probeer om die wingerdstok te wees nie, nee. Nie omdat die loot in sy eie krag vrug probeer uitdruk nie, nee. Nie omdat elke loot elke oggend wakker word en sê, vandag gaan ek myself dwing om druiwe te produseer nie. Nee, dis nie 'n keuse wat die loot hoef te maak nie. Nee, die loot dra vrug omdat dit verbind is aan die bron van lewe. Die lewe van die wingerdstok vloei spreekwoordelik deur die loot. Die krag van die wingerdstok vloei deur die loot. Die voeding van die wingerdstok vloei deur die loot. En wanneer die loot verbind bly, kom die vrug natuurlik. Dalk moet ek sê, daai vrug kom dan bonatuurlik, want dit is presies wat Jesus vir my en vir jou leer. So, moenie fokus op die produksie nie, fokus op die konneksie. Sê dit saam met my, moenie fokus op die produksie nie, fokus op die konneksie. Dit is wat so kosbaar is van Johannes 15, dis wat vir ons so belangrik is, want baie Christene, geliefde, raak moeg, omdat hulle probeer om die vrug van die gees en die krag van die vlees te produseer. Hulle probeer dit self doen, hulle probeer meer liefdevol wees vanuit wilskrag. Hulle probeer meer geduldig wees, maar skuldgevoel is eintlik die motivering. Hulle probeer meer vreugdevol lyk, deur net 'n glimlag op te sit, maar baie keer hulle lyk dalk vol vreugde, maar eintlik is hulle net besig om alles wat hulle besig om te beleef, hulle onderdruk dit. Maar hier's wat Jesus sê, bly in my. Die woord wat Jesus in Johannes 15 oor en oor gebruik, is die Griekse woord menu.
Nou meno dit beteken bly, woon, vertoef, leef in. Engels praat van abide of remain. Nou Jesus sê nie net besoek my af en toe nie, hy sê bly in my. Nie net dink soms aan my nie, bly in my. Nie net praat met my wanneer jy in 'n krisis nie, hy sê bly in my. So, eintlik is dit so belangrik om te weet dat in hierdie gedeelte, dis 10 of 11 keer in hierdie gedeelte waar Jesus sê, wees in my soos ek in julle is, bly in my soos ek in julle bly. Hy kom sê vir ons in Johannes 15 vers 4 die volgende, bly in my soos ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as dit nie aan die druiwestok bly nie. Net so kan julle ook nie vrug dra as julle nie in my bly nie. Geliefde, die loot kan nie uit sy eie vrug dra nie, en so kan jy en ek ook nie. Jy kan nie in jou eie krag die karakter van Jesus produseer nie. Jy kan nie in jou eie krag geestelik vrugbaar word nie. Jy kan nie deur net harder te probeer verander word na die beeld van Christus nie. Dis nie 'n vlees ding nie. Jy het die lewe van Jesus Christus in en deur jou lewe nodig. Jy het die gees van God nodig. Jy het 'n daaglikse verbintenis met Jesus nodig. Jy het nodig om in hom te bly. Dink gou, hier is 'n baie praktiese voorbeeld. Dink gaan 'n baba in die moederskoot van daai baba se ma. Daardie baba het nie het nie 'n verhouding met sy ma nie. Nee, daardie baba leef vanuit sy ma. Sy asem, sy voeding, sy bestaan, alles is afhanklik van daardie verbinding, daai verbintenis. As die mamma eet, dan ontvang die baba voeding. As die mamma asemhaal, dan ontvang die baba suurstof. Daardie baba probeer nie op sy eie oorleef nie. Die baba kan nie op sy eie oorleef nie. Sy lewe vloei vanuit daai verbinding. En Jesus gebruik hierdie beeld van die wingerdstok en die lote om vir ons te sê, jy het nie 'n godsdienstige verhouding met my nodig nie. Jy moet in my bly. Jy moet vanuit my leef. Jy moet deur my gevoed word. Jy moet deur my gees gelei word, want sonder my kan julle absoluut niks doen nie. En ek weet nie van jou nie, vir my is dit ongelooflik bevrydend. Dit is so bevrydend, want dit beteken jou opdrag is nie om die wingerdstok te wees nie. Nee, jou opdrag is om die loot te wees. So sê dit saam met my. Ek hoef nie die wingerdstok te wees nie, ek moet net die loot wees. Dit beteken nie, geliefde, dat ek en jy is passief en ons doen niks nie. Nee. Dit beteken, jy leer om afhanklik te leef, jy leer om naby te bly, jy leer om te luister, leer om gehoorsaam te wees, leer om saam met die Gees te beweeg. Kyk gou wat sê hierdie, Paulus sê vir ons in Galasiërs 5:25, aangesien ons deur die Gees lewe, moet ons ook deur die Gees gelei word. Daar's ander vertalings en ek hou nogal wat die Engels vir ons sê, dit sê, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Met ander woorde, bly in pas met die Heilige Gees. Ek hou van daardie beeld, bly in pas. Nie voor die Gees uithardloop nie, nie agter die Gees aangesleep word nie, nie jou eie ritme volg en dan vra dat God dit moet sien nie. Nee, die skrif sê bly in pas met die Gees. Wanneer die Gees jou oortuig, dan moet jy reageer. Wanneer die Gees jou waarsku, dan moet jy luister. Wanneer die Gees van God jou herinner aan God se woord, dan is dit eintlik 'n herinnering dat ek en jy moet gehoorsaam wees aan God se woord. Wanneer die Gees jou aanspoor om iemand te vergewe, doen dit net. Wanneer die Gees jou aanspoor om iemand te bemoedig, stuur daai boodskap vir daai persoon pop op in jou gedagtes, stuur vir hulle boodskap. Wanneer die Gees van God vir jou wys dat jou woorde is dalk te hard, bly stil, hou op praat, sê jammer, nee. Wanneer die Gees van God jou wys, jy is besig om geestelike taal te gebruik, maar nie geestelike vrug te dra nie, dan is die vermaaning dat jy moet bekeer. Bly in pas met die Gees. Hoe doen ons dit prakties? Nee, hoe kry ons reg om in pas te bly met die Heilige Gees? Ons eerstens bly verbind aan Jesus deur gebed. Nie in krisistye, krisisgebede nie. Nee, daaglikse gesprek met God. Volgende waarna ek dink is ons moet verbind bly aan God deur aanbidding. Dis nie net liedere op Sondag nie, dis 'n hart wat God eerste stel. Ons bly verbind deur God se woord. Met ander woorde,
Want jy kan nie deur God se woord, jy kan nie God se woord lees en nie gevorm word deur daai waarheid nie. Jy word verander. Jy word absoluut verander. Ons bly verbind deur gehoorsaamheid. Elke keer wat die Gees van God met ons praat, nê, en ons is gehoorsaam, dan leer ek en jy om in pas te bly met God. Ons bly verbind deur Christus gesentreerde geloofsgemeenskap. Want dis die ding, 'n geïsoleerde Christen is 'n kwesbare Christen. Ons het mense nodig wat saam met ons bid, wat saam met ons aanmoedig, ons soms aanspreek, ons vermaan, sê dit wat jy doen is nie reg nie. Ons het mense nodig wat saam met ons Jesus passievol volg. Maar onthou, hierdie wat ek nou genoem het, niks van dit is 'n checklist nie. Dis nie 'n paar goedjies wat jy net moet aftik nie. Dis net praktiese maniere waarop ek en jy aan die wingerdstok verbind bly. Gebed is nie 'n plig wat ek en jy net moet afmerk nie. Dis 'n leefwyse, dis asemhaling. Aanbidding is verseker nie net liedjies sing nie. Dis wanneer ons harte weer na God gerig word, nê, waar ons hom ons eerste prioriteit maak. God se woord is nie net vir ons inligting nie. Dis voeding, dit voed ons van binne af, dit verander ons. En gehoorsaamheid, wat ek gesê het, ons moet gehoorsaam wees, dis nie straf nie, dis hoe ek en jy in pas kom met God se Gees. En 'n geestelike gemeenskap gaan nie net oor 'n Sondag kerkprogram nie, dis 'n plek waar ons saam gevorm word. En wanneer ons naby aan Jesus bly, dan begin sy lewe deur ons vloei. Dan begin liefde groei daar waar daar selfsug was. Dan vrede begin manifesteer daar waar daar angstigheid was. Geduld groei wanneer daar waar irritasie was, nou manifesteer geduld. Sagmoedigheid, nee, daar waar daar voorheen skerp en harde woorde was, selfbeheersing begin groei waar begeertes voorheen beheer geneem het en ons net gedryf het tot wat ook al ons vlees wou hê. Geliefdes, dis nie omdat ons harder probeer om soos Jesus te lyk nie, maar omdat ek en jy nader aan Jesus leef, waar dinge vir ons begin verander. Hier is die groot waarheid waarmee ek graag wil hê ons vandag moet afsluit, en ek hoop jy is nog hier met my, en ek hoop jy fokus nou. 'n Getroue lewe word 'n vrugbare lewe. Sê dit gesaam met my, 'n getroue lewe word 'n vrugbare lewe. Is nie 'n perfekte lewe nie, 'n getroue lewe. 'n Lewe wat bly terugkeer na Jesus toe. 'n Lewe wat sê, Here, ek het U nodig. 'n Lewe wat sê, sonder U kan ek net niks mooi doen nie. Ek kan niks doen op my eie nie. 'n Lewe wat sê, ek wil nie net blare hê nie, ek wil vrug dra wat U verheerlik. Johannes 15 vers 8. En dit is wat die skrif vir ons leer. En dit is hoe ek graag hierdie reeks wat ons gedoen het, ek wil hom afsluit met vandag se boodskap. Die doel is nie dat ons net minder soort van Christen moet lyk nie. Nee, die doel is dat ek en jy meer en meer in Jesus sal bly. 'n Lewe wat in Jesus bly, begin al meer soos Jesus lyk. Dis nie net 'n Sondag tipe geloof nie, of net wanneer die musiek speel, of net wanneer ander gelowiges na my kyk nie. Dis 'n lewe wat getransformeerd lyk by die huis, by die werk, in jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, in jou finansies, nee, hoe jy dink oor dinge, hoe jy besluite neem. Christus is daar en hy vorm daai gedagtes. Christus vorm en bestuur die woorde wat jy sê, die manier hoe jy reageer in druk en omstandighede en situasies in ons verhoudings. Wanneer jy seer gemaak word, wanneer jy teleurgesteld is, wanneer jy onder druk is, nee, wanneer niemand kyk nie, niemand is daar om te sien waarmee jy besig is nie. Dis waar die transformasie plaasvind. So die vraag is nie net, noem ek myself 'n Christen nie. Die vraag is, wys my lewe vrug van Christus. En dalk is daar vandag van ons wat moet erken, hulle moet eerlik wees. Here, ek het baie blare gehad, maar nie genoeg vrug nie. Here, ek dink Christelik, ek klink Christelik, maar ek wys nie altyd Christus nie. Ek probeer naby aan U bly, maar ek is nie naby nie. Here, ek het harder probeer, maar ek het nie dieper gebly in U nie. En vandag is Jesus se uitnodiging vir ons dat ons nie moet harder probeer nie, maar ons moet eerder net terugkom na hom toe. Sy uitnodiging is bly in my, kom nader, bly verbind, laat my lewe deur jou vloei. Dis wat Christus wil doen, hy wil deur ons vloei. Laat my Gees vrug in jou lewe produseer. Geliefde, ek wil sommer nou, as jy vandag 'n volgeling van Jesus is, maar jy weet dat die kwaliteit of die hoeveelheid van die vrug in jou lewe is nie waar dit moet wees nie, dan wil ek jou net nooi om met jou hart net eerlik met my
net eerlik met die Here te wees, nie met skaamte nie, maar nie met veroordeling nie, maar met oorgawe. Ek wil hê jy moet bidend hierdie woorde vir hom kan sê, Here, ek wil nader aan u leef. Here, ek wil in u bly. Here, ek wil nie net Christelik lyk nie, ek wil hê mense moet Jesus in my kan sien. Wil jy nie daai woorde vir hom sê nie, as dit jy is, nê? Dalk sit jy nou by die huis, daar steek net jou hand op. Ek kan dit nie sien nie, maar dit is 'n teken van oorgawe, net daar waar jy is. As jy jou hand opsteek, weet dat die Here sien elke hand wat opgaan. Hy sien dit raak, hy sien elke hart raak, en Here, vandag ons bely vandag dat ons nie in ons eie krag die vrug van die Gees kan produseer nie. Ons maak 'n belydenis vandag. Ons het u nodig. Here, ons het u so nodig. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Daarom vra ek, Here, help my, help ons. En dan, geliefde, ons moet bid dat ons moet vra dat die Here ons sal vergewe vir die kere wat ons sonde op dolly met blare van geeslikheid, waar ons dinge doen en ons probeer dinge wees wat nie noodwendig regtig 'n lewe reflekteer wat naby aan God is. Here, ons moet bely dat ons nie altyd in pas is met die Heilige Gees nie. Daarom sê ek, Here, asseblief trek ons vandag nader, leer ons om in pas met U te bly, produseer weer vrug in ons lewens. Laat ons meer liefdevol wees, meer vol vreugde, vol geduld, vol vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Vader, dit is vandag ons gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Geliefde, as jy vandag daai gebed saam met ons gebid het, jy daar gesit en jy het jou hand opgesteek en jy glo dit, ek wil jou aanmoedig, hou aan om dit te bid. Hou aan om dit te glo. Hou aan om te vertrou dat God se lewenskrag gaan deur jou vloei, want ek en jy moet net verbind bly aan hom. Ons moet aan die wingerdstok verbind bly. Jy is dalk iemand wat in God glo. Dalk probeer jy beter wees, dalk probeer jy om 'n goeie mens te wees, maar jy weet dat jy ken nie vir Jesus regtig as Here en Verlosser nie. En as jy vandag op hierdie boodskap afgekom het, jy het tot by hierdie punt geluister en jy weet dat my verhouding met God is nie reg nie, hier is die goeie nuus. Jesus het gekom vir jou. Hy het sonder sonde geleef en hy het aan die kruis gesterf vir ons sonde en hy het opgestaan uit die dood uit. En elkeen wat hom vandag aanroep, sal gered word. As jy hom aanroep, sal jy gered word. Jy word nie gered omdat jy genoeg vrug produseer nie. Jy word gered omdat Jesus genoeg vir ons gedoen het. Maar wanneer jy aan hom verbind word, dan begin sy lewe jou lewe te verander. Jy kan kom soos jy is, maar dank die Here dat ons nie bly soos ons is nie. So as jy vandag daai persoon is, dan wil ek jou aanmoedig, sê Here, asseblief vergewe my sonde vandag. Vergewe my en maak my nuut. Ek wil aan U behoort, ek wil aan U verbind bly. Ek wil by U wees, ek wil in U bly. Geliefde, as jy vandag daai persoon is wat daai woorde agter my aangesê het, wil ek net vir jou, ek wil jou aanmoedig, nê. Maak met ons kommunikeer met ons. As jy wil en jy sien kans, los 'n kommentaar aan die onderkant van hierdie boodskap en sê ek het vandag 'n keuse gemaak vir Jesus, of sê dalk daar ek kies om meer verbind te bly aan God sodat ek meer vrug kan dra. Maak daar jou verklaring, los daai kommentaar en nog beter, omdat ons wil graag saam met jou bid. Ons wil graag saam met jou in kommunikasie kom. Stuur vir ons dalk net 'n e-pos na info@beleef.org.za, info@beleef.org.za, juist dat ons dan saam met jou kan bid, saam met jou kan vertrou. Dalk is daar iets wat hierdie gaan, wat vir jou voel soos 'n berg, en dit kan nie geskuif word nie. Glo my, ek en die span, ons wil baie graag saam met jou bid. Ons wil graag saam met jou intree en saam met jou vertrou vir deurbrake, maar ook dalk kan ons jou help met middele, dinge wat ons vir jou kan gee sodat jy nader aan Christus kan beweeg. Kom ons bly verbind, kom ons bly in hom sodat ons baie vrug kan produseer. Geliefde, dankie julle ingeskakel het. Gaan in vrede. Totsiens.